waar ons gehoor het die rol wat geloof in een my genesing speel, dat dit nie die kardinale punt is nie, dis Jesus Christus self in die kruis, maar dat dit wel belangrik is sonder twyfel, en kan ons nie losmaak van die werk van genesing nie. En nou vanaand kom staan ons stil by seker die moeilikste tema om vanaand oor te praat. 'n Tema waar die antwoord baie keer vanaand gaan wees, ek weet nie, of die woord wys ons nie, of los ons in onsekerheid. Maar, dank die Here dat deur sy woord, hy vir ons nie net altyd die antwoord kom gee nie, maar baie keer die berusting, die vrede, wat daarby gepaard gaan. So ek wil nooi om vanaand saam met my op te maak by 2 Korintiërs hoofstuk 12, ons gaan daar die eerste 10 verse saam lees. 2 Korintiërs hoofstuk 12, vanaf vers 1. Die opskrif daar sê die hemelse gesig en die doring in die vlees. Terwyl u tot hierdie gedeelte blaai, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee oor wat Paulus hier kom openbaar en ook sê, en ek weet vir ons van belang is. Hierdie is hierdie gedeelte wat ons amper in elke boodskap tot dusver al van gehoor het, die doring in die vlees. En daar is baie afleidings wat teoloë maak oor wat die doring in die vlees is. Nou sekere maak maar 'n gesonde afleiding. Hulle sien in ander briewe sê Paulus dat hy het met sy eie hand geskryf in groot letters en dat dit vir hom soms moeilik was, sodat Paulus probleme met sy sig gehad het. Dit kan ons definitief aflei, maar dat dit die doring in die vlees is, nie noodwendig nie. En dan is daar sekere teoloë wat, ek wil sê, tot die eksterne gaan, ver gaan, oor wat hier is. Hulle sê, Paulus se doring in die vlees was 'n begeerte aan homoseksualiteit, en ek sien nêrens wat die woord enigsins dit vir ons kom uitbeeld. Maar dit wys vir ons hoe belangrik is konteks. Want ons gaan vanaand 2 goed sien wat vir ons presies wys wat hierdie doring in die vlees van Paulus was. Die eerste is, as ek in die hoofstuk 11 sou saam lees van 2 Korintiërs, sou ons sien dat Paulus hierin getuig al die stryd, al die uitdaging, al die teenkanting wat hy ondervind het van mense, van die natuur en selfs van die bose. En hy noem hoe sy bediening keer op keer 'n uitdaging gehad, of hy fisies geslaan was, honger gely het, in die tronk gegooi was, skipbreek gely het, wat ook al oor hom gekom het. En nou sal ons vanaand sien dat die Here toe aan Paulus wonderbaarlik 'n kosbare openbaring gegee, en sodat hy nie hoogmoedig sou word oor hierdie kosbare openbaring nie, gee die Here vir hom die doring in die vlees. So die Here, soos ons alreeds genoem het in die vorige boodskap, laat toe dat sekere siektes en uitdagings en probleme in ons lewens kom om 'n sekere doel in my lewe te bewerk, of dit is in my lewe of deur my lewe. Dit is met die tweede boodskap, redes waarom die Here siekte toelaat. So kom ons lees nou vanaand saam in hoofstuk 12 en sien presies raak wat hierdie doring in die vlees is. Maar veel groter en belangriker as dit, wat is God se plan wanneer ons so 'n uitdaging ondervind? En hoe moet ons reageer wanneer die Here se antwoord is nee? 2 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf die eerste vers. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat, as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid, hoor nou mooi, nou vers 7 sê vir ons presies, hierdie openbaring, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy dit vir my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer
sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie vir 'n tydperk soos hierdie waar ons waarlik die tyd kan uitkoop en kan hoor vanuit u woord uit groot en belangrike sake. Dat ons vanaand kan hoor en insien presies, Here, rondom siekte, waarom dit plaasvind. Hoekom ondervind ons soms genesing nou en ander nie? Hoekom gebeur dit dat u sekere mense aanraak en ander mense nie? En hierdie vraag, Here, is 'n vraag wat baie vinnig en maklik in ons harte ronddwaal. Maar dankie vanaand vir u woord. Wat nie net kom openbaar, Here, wat u wil is, maar ook openbaar wat u hart begeer van ons. Wie is in u wese? En mag ons u loof, aanbid en dien as die God van die heelal. Ons eer u daarvoor, ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou in hierdie hoofstuk begin Paulus en hy sê, ek weet van 'n man. En hy beskryf dit amper in die derde persoonsvorm van 'n persoon wat weggeruk is tot in die derde hemel. Waarom sê Paulus maar net, dit was ek self? Juis om die gedagte voor te hou dat hy nie wil roem in homself, in wat hy ondervind het en wat God aan hom geopenbaar het. Maar in dit kom wys hy vir ons wat wonderbaarlik met hom gebeur het. Hy's weggeruk tot in die derde hemel. Nou vra mense in 'n dominee, hoeveel hemele is daar? Daar is net een paradys, een hemel waar die Here is. Maar die eerste hemel wat ons baie keer na verwys en praat en in die Bybelse konteks is as ek en u in die dag hier sou uitstap en ons kyk op en ons sien waar die voëls vlieg, dit is die hemelruim. En dan ook as ons in 'n vuurtoring of 'n toring sou opskiet daar in die lug en ons kom daar in die ruimte, daar waar die sterre is, dis ook die hemel. En dan die derde hemel verwys na die ewige plek waar God woon. 'n Plek waar die mens uit die vlees nie kan kom nie, waar God wel is en sit op die troon en Christus aan sy regterhand. En dit is in hierdie hemel waarin hy hierdie beeld ontvang het, hierdie kosbare openbaring, wat ook sy bediening, wat God op sy lewe geplaas het. Paulus was geroep as apostel van die heidene, en het 'n besonderse bekwaming in hierdie bediening wat die Here hom tot geroep het, om hulle met die evangelie te bedien. Maar sodat Paulus nie homself sou hoër ag of belangriker ag as enige van die apostels of ander mense nie, kom gee die Here vir hom 'n doring in die vlees. En Paulus beskryf dit as 'n engel van die duiwel wat hom met die vuis slaan, engel van die Satan. En die gedagte wat Paulus hier voorhou is al die belemmering, die uitdaging, die vrese, die bekommernisse wat oor sy bediening gekom het, wat hom laat worstel het en sukkel het en hy moes deurdruk in moeite, dat elke dag 'n nuwe uitdaging vir hom gebring het. En daarom bid Paulus tot die Here en hy sê 3 maal, Here, neem hierdie doding in die vlees, hierdie verhindering van my bediening weg. En die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. En alhoewel daardie woorde, liewe vriende, so omvattend is van God se wese en karakter, sê dit ook een ding vir my, dat God se antwoord op Paulus se gebed was nee. Ek gaan nie die doring in die vlees van jou af wegneem nie. Ek het 'n plan daarmee. Maar ten spyte van hierdie doring in die vlees, is my genade vir jou genoeg. Sal ek jou die krag, die instaatstelling en die deernis gee om ten spyte van die seer en die pyn en die verdrukking wat jy ondervind, om nog steeds vir my uit te staan. En dit bring ons by vanaand se tema, liewe vriende, die spanning tussen die reeds en die nog nie. Iets wat nou gebeur en iets wat nog nie gebeur het nie. Ek weet van hierdie een geval van 'n jong dame, na 'n oom getuig het in die gemeente dat die Here hom kosbaar genees het en aangeraak het, toe is in sy 70's, kom hierdie jong dame op, en sy het dieselfde siekte, en sy ly swaar daaraan, en sy vra, dominee, hoekom het die Here daai oom genees, maar nie vir my? Wat sê mens vir so een?
Wat se antwoord sal voldoende en goed genoeg wees om vir so 'n persoon vrede te bring? En dit wys vir my, liewe vriende, dat wanneer dit kom by genesing en siekte, gaan ons nie altyd alles verstaan en begryp in die volle konteks hier op aarde hê nie. Ons gaan of worstel met vrae totdat ons sterwe en ons dan eendag volkome sal verstaan, of ons kan nou die Here vertrou, nie net vir 'n antwoord nie, maar vir berusting en vrede en die wete dat hy is in beheer. Vanaand se boodskap is 'n geleentheid waar ons sien hoe en hoekom genees die Here nou en wat ook eendag sal gebeur vir elke kind van die Here. Ek en jy het vanaand die wonderlike versekering dat God wil almal genees en dat God ook al sy kinders sal genees. Maar daardie genesing vir elkeen sal eers plaasvind by sy wederkoms. Maar dat dan ook nou heidaglik vir God se kinders genesing beskikbaar is 'n feit en 'n waarheid wat ons nie kan wegredeneer. En dit is vir ons belangrik om vanaand te vra, Here, wanneer wil U my genees? Is dit nou hier, later, of eers eendag wanneer U my kom haal? Daarom kom hierdie boodskap by ons op en dit vra vir ons diep vrae. Hoekom genees God party mense en ander mense nie? Is dit omdat my geloof te min was? Het ek verkeerd gebid? Het ek iets verkeerd gedoen? Geliefdes, die Bybel probeer nie hierdie vrae goedkoop antwoord nie en dit ook nie weg te smeer of toe te smeer nie. Inteendeel, dit bied vir ons 'n eerlike en 'n volwasse perspektief. Daar is 'n spanning in die lewe van die gelowige, 'n spanning tussen die reeds, ek is nou genees, en die feit dat God soms hier nou op aarde genees, maar ook tussen dit en die God het nog nie genees nie, maar eendag by sy wederkoms volkome. Ons leef diks in hierdie tussenin tydperk. Die koninkryk van God het reeds gekom, maar dit het nog nie ten volle deurgebreek. Jesus het reeds die dood oorwin, maar ons beleef nog sterflikheid. Hy het reeds genesing gebring, maar ons wag nog op die volkomme genesing van die liggaam, wat sal plaasvind wanneer Jesus terugkom om sy kinders te kom haal. In Korintiërs 15 vers 53 sê vir my, in 'n oomblik, in 'n oogwink, sal ons van gedaante verander word. Want hierdie sterflike moet bekleed word met die onsterflike. Dis daardie dag wat die kind van God volkome, perfek en volmaak gemaak sal word. Sonder siekte, sonder pyn, sonder lyding. Geen sterflikheid, geen tyd wat ek verouder of ouer raak nie, geen pyne of skete of hartseer nie. Al hierdie dinge sal van ons verlos word en sal ons vry van gemaak. En daarom bring die boodskap van goddelike genesing ook by u en my 'n aanwakkering tot die wederkoms van Christus, om in afwagting te wag vir daardie dag, wanneer ons vrygemaak sal word van die pyn en skete en siekte wat hierdie heilige liggaam van ons ondervind en deurgaan. En daarom vanaand kyk ons dus na hoe leef ons in die spanning tussen die reeds en die nog nie. Kom ons kyk eers vanaand na die reeds. God genees nou. Daar is genesing vir die kind van die Here alreeds hier op aarde beskikbaar. En reeds in die Ou Testament sien ons dit raak. In die Ou Testament sien ons hoe God homself bekendstel as die een wat genees. Eksodus 15 vers 26 Sondagoggend het ons gepraat van Jehovah Rafa, wat verwys na die genesing. Is nie net bloot 'n gawe van God nie, maar is 'n aspek van sy wese, van wie hy is. Hy is nie net verlosser van sonde nie, hy is ook heelmeester van die liggaam. Psalm 103 vers 3 herhaal dit. Hy wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Let op hoe vergewing en genesing in een asem genoem word. Daar verloof die Here nie net vir geestelike redding nie, maar ook vir liggaamlike herstel. 'n Man wat diep in 'n gat van depressie geval het, oor al die verdrukking en vervolging wat oor sy pad gekom. Eers het sy eie seun Absalom hom uit sy eie koninkryk uitverdryf as 'n vreemdeling. Voor dit nog het Saul hom weggedryf en begeer dat hy moes sterwe en wou hom doodmaak. En selfs later as 'n ouer man, toe hy ingegee het vir die begeerte van 'n vrou Batseba, sien ons sy belydenis.
En deur hierdie lewe van Dawid en sy psalms wat hy kom neerpen, sien ons nie 'n man wat altyd blymoedig en wonderlike dinge ondervind het nie, maar 'n man wat liggaamlik soms swaar getrek het, wat homself bevind het in spelonke, in koue, in honger, in dors, in alleenheid, in depressie, en daarvan het God hom nie net fisies kom red nie, God het hom ook daarvan liggaamlik kom herstel. Ons sien die voorbeeld van Naaman in 2 Konings 5, 'n magtige generaal wat melaatsheid gekry het. Maar toe hy sy trots aflê en gehoorsaam in die Jordaan gaan bad, is hy genees. Ons leer dat geloof en nederigheid die deur tot genesing vir ons oopmaak. Ons sien in die voorbeeld van koning Hiskia in Jesaja 38, hy het gesmeek om sy lewe en God het 15 jaar by sy lewenspad bygevoeg. Maar dit is net iets wat in die Ou Testament plaasvind, ons sien dit in die Nuwe Testament. In Matteus 18 vers 16 en 17, en hy het almal wat sleg daaraan toe was, gesond gemaak. Matteus sê dit dat Jesaja se profesie vervul is, toe Jesus fisies mense genees het. Markus 5 vers 34, wat ons ook gisteraand ook gepraat het, sien ons die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, en dadelik is sy van haar bloedvloeiing genees. In Handelinge 3 lees ons van Petrus en die verlamde man, wat sê in die naam van Jesus Christus die Nasareëner, staan op en loop, en dit het so gebeur. Hierdie verhale is nie net antieke sprokies wat neergepen is nie, hulle verkondig die werklikheid dat God omgee, nie net vir ons ewige siele nie, maar selfs vir ons huidiglike, sterflike liggaam. Ons sien die voorbeelde van getuienisse van vandag. 'n Paar sondae terug het ons 'n getuienis Sondag gehad. En hoeveel van daardie getuienisse was die getuienisse van genesing, waar God mense uit die onmoontlike kom uitneem het. Mense wat moontlik op sterf was en vir hulle 'n nuwe kans en geleentheid gegee het. Maar ons sien voorbeelde van manne soos Andrew Murray wat skryf in sy boek Divine Healing, Christus het ons siekte op hom geneem. Wanneer ons dit in geloof aanvaar, kan ons die krag van sy verlossing ook in ons liggaam ervaar. A.B. Simpson, stigter van die Christians and Ministry Alliance, het self siekte en genesing beleef, en hy skryf, Jesus Christus het nie net onder ons sonde gedra nie, maar ook ons siekte. En daarom noem ons hom die heelmeester. Hy skryf dit in sy boek The Gospel of Healing. John Wesley, nog 'n belangrike evangelis, skryf ook en hy getuig dat God genees op wonderbaarlike maniere, soms bonatuurlik, soms deur medikasie of dokters, maar dat daar 'n aspek van genesing is en dat God dit bewerk, is 'n vaste feit. Charles Spurgeon het soms in sy gemeente mense gesond gesien word deur gebed. Hy het gesê, ons God is nie 'n stil God nie. Hy luister nog steeds na sy kinders se gebed. En dis ook 'n aspek wat ons aan môre aan sal hanteer, is die verhouding tussen genesing en gebed, en hoe loop hierdie twee hand aan hand. Maar wat beteken hierdie nou vir my vanaand? Wanneer ons hoor dat daar nou genesing vir ons is. Dis 'n oproep dat ons moet glo dat God kan genees. Dat twyfel nie in ons harte moet voorkom nie, want dis die twyfel wat ons vrymoedigheid steel om hom daarvoor te vra. Dis twyfel wat in ons harte inkruip van kan God nog? Is hy in staat? Is dit moontlik? Doen hy dit nog vandag? Dis hierdie twyfel wat ons beroof van die kosbare werk van goddelike genesing wat die Here in sy kinders se lewens bewerk. Die Here roep ons op, ons moet bid en met geloof daaraan vashou. Daarom sê die Here in Markus 11 vers 24, alles wat julle in gebed vra, glo dit en julle sal dit ook ontvang. Ons moet gehoorsaam wees en die Here roep ons op om te luister na sy stem. Dat ons alleenlik kan verwag dat hy sy kant sal bring as ons in sy wil wandel. As ons doen wat hy van ons af verwag. En daarom kyk maar, wat koppel die Here aan wanneer ons bid? Moet ek bid in gehoorsaamheid en moet ek bid volgens sy wil? En as ek hierdie twee vereistes nakom as 'n kind van die Here, sal dit so geskied. Volgens sy wil in gehoorsaamheid. Maar dan bring dit ons ook vanaand by die nog nie. God genees uiteindelik by die wederkoms, maar by baie van sy kinders, soos met Paulus wat ons vanaand van gehoor het, kom staan hy stil en hy sê vir hulle inderdaad, nee, my genade is vir jou genoeg.
En liewe vriende, ons as vleeslike mense kan baie keer hierdie antwoord nie wil aanvaar. Hierdie antwoord is nie vir ons goed genoeg nie. Hierdie antwoord laat ons die karakter en die wese van God betwyfel, terwyl ons nie waarlik verstaan wat sy bedoeling en hart daar agter is. God se begeerte is nie dat hy wil hê sy kinders moet ly nie. Hy wil ons nie straf en teneerdruk, maar hy wil 'n werk in en deur jou in my lewe kom bewerk. Hierdie doding in die vlees wat hy nie wil verwyder. 'n Siekte wat hy dalk nie in hierdie dag en in hierdie lewe vir ons af wil wegneem nie. Net stil asseblief. So roep die Here ons om hom te vertrou, ten spyte van hierdie ding. Maar dat daar eendag volkome vir ons almal genesing is 'n vaste feit en 'n waarheid wat ons sien vanuit die woord van die Here. Openbaring 21 vers 4 sê, hy sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood of smart of geween of pyn meer wees nie. Weet jy, daardie eerste woorde, hy sal elke traan van die oë afvee, wys vir my ook die hart van God as trooster. Elke traan, elke pyn, elke seer wat hierdie lewe vir my ingehou het, vir my laat verduur het en ondervind het, kom neem my daar in 'n oomblik weg. En ek sal dit nooit weer ervaar. Daar sal nooit 'n traan in die nuwe hemel geblik word. Daar sal nooit weer 'n dag van hartseer of rou of pyn of seer ondervind word. Deur daar sal ons die werk van volkome genesing eens en vir altyd ondervind. Romeine 8:23, ons sug in onsself terwyl ons wag op die dag van verlossing vir ons liggaam. Ons het nou onlangs gesien hoe hartseer dit was dat 'n man 'n dag gekoppel aan die wederkoms en het hy soveel skade verrig, soveel mense ontsteld gemaak, soveel kritieke mense wat klaar na die Bybel kyk met oop en ek wil sê haatlike oë, net vir hulle nog ammunisie gegee. Maar die boodskap van die wederkoms van Christus, liewe vriende, moet nog steeds vars en lewendig in jou en my hart wees. Of dit gebeur vanaand, en of dit gebeur in 'n jaar of 2 of 10. Daardie gedagte met ons nie kwel, of ons wakker hou in die aand nie. Eerder die oproep om gereed daarvoor te wees, en in afwagting dit te verwag. Die Here beloof in sy woord vir sy kinders krone vir hulle getrouheid en hulle diens en hulle ywer vir hom. En een van daardie krone is 'n kroon wat ons ontvang vir die wat die verskyning van Jesus liefgehad het. Dat wanneer hy kom, daar nie angs of paniek of vrees in my hart is, maar blydskap dat my Heiland weer met my verenig word, dat ek verlos word van hierdie wêreld se bose en in ewigheid saam met hom sal wees. Deur die boodskap van genesing kom roep die Here jou en my tot 'n nuwe lewe van oorgawe om ons koppe omhoog te hou in afwagting vir sy koms. Dat ten spyte van my ouderdom of waar ek myself bevind in my lewenspad, ek sal sê, kom Here Jesus, kom. Maranatha, ek is reg vir u koms. Filippense 3 vers 20 tot 21, Christus sal ons vernederde liggame verander om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. Dat ons dieselfde tipe liggaam sal ontvang wat hy alreeds het. Christus het geword die eerste van die opgestaanes, nie die laaste nie. Dat ek en u en ons geliefdes wat dalk alreeds in die graf is, op daardie dag wanneer die besuin sal klink, sal opstaan en 'n nuwe onverganklike liggaam sal ontvang. Pyne en skete en seer is weg. Net heerlikheid, vrede sal oorbly. Wat 'n dag is dit om na uit te sien. En daarom wanneer ons sien ander wat ly, ander wat swaar trek, ander wat moeilik trek, en die Here kom haal hulle, moet dit nie hartseer in ons harte bring nie, maar verligting. Hulle is verlos van hierdie wêreld. Baie keer wil ons hulle dan jammer kry en sleg vir hulle voel, terwyl uiteindelik is ons wie bejammer moet word. Ons wat nog agter sit met hierdie wêreldse stryd en siekte en probleme, terwyl ander kinders van die Here weggeneem is.
En alreeds die dag wanneer Christus terugkom, sal hulle eerste. Dis my so mooi dat Tessalonisense dit vir my so kom uitdruk, dat die wat in die graf is, die wat al ontslaap het, hulle sal eerste opstaan en 'n onverganklike liggaam ontvang en in wolke weggevoer word. En dan sê die woord, en daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Watter dag is dit nie om na uit te sien en gereed voor te wees, wanneer ons kan weet ons word verlos van hierdie wêreldse boosheid, siekte en probleme. 'n Dag om naar uit te sien. 'n Dag wat my aan die gange om te sê, Here, al moet ek nou ly, al moet ek nou swaar trek, al voel die lewe vir my nou onmoontlik, hou ek hier vas vir daardie dag van verlossing. Dis baie keer so, liewe vriende, met 'n atleet wat in 'n maraton hardloop. Dis vir hom swaar en moeilik, maar dan sien hy daar die bordjie, 10 km, 15 km, 20 km, en so begin hy aftel en sê, sit net een voet voor die ander voet. Binnekort is ek daar. Binnekort bereik ek my bestemming. En daardie selfe uitkyk en verwagting behoort vandag in jou en my harte te lewe, wat ons vanaand aanspoor en aanmoedig om ten spyte van wat ook al die uitdaging, die bekommernis of die vrees in my lewe mag wees, om te sê, Here, ek sit die een voet voor die ander voet en ek bly met U wandel tot daardie dag aanbreek. Ek gaan nie toelaat dat die pyne en die skete en die verdrukking wat ek nou ondervind die oorhand kry nie. Want my oë is gefestig op Jesus Christus, die volleinding vir ons geloof, sê Hebreërs vir my. My oë is op hom geplaas en nie op die tydelike, op die hier en die nou nie, maar op die ewigheid. My o, liewe kind van die Here, dit verg vanaand nie net geloof van ons af. Dit verg geduld. En kom ons wees maar eerlik, besonder ons Afrikaner volk, is seker van die mees ongeduldigste nasie wat daar is. Ons wil dinge nou hê, ons wil dit nou beleef, ons wil nie wag nie, ons wil nie in 'n ry staan. En die Here roep vir jou en vir my, en hy sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Wag op my. Jesaja sê dit vir my so mooi, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op die vleuels, soos die arende. Hulle wandel word nie moeg nie, hulle hardloop en word nie mat nie. Die woord verklaar vir ons dat die wat bereid is om te wag op God se tyd en nie my tyd nie, sal vernuwe word, nuwe krag, nuwe moed, nuwe sterkte, om die lewe met sy stryd aan te pak en te weet Christus maak dit moontlik en maak my pad gelyk. Dit is die wonderlike versekering wat daar is vir ons as kinders van die Here. Daar is 'n dag wat kom, 'n dag wat vasbepaal is, waarop Christus sal terugkom en ons volkome sal verlos van wat ook al my vanaand al kwel of oorweldig. Maar dan derdens sien ons die spanning waarin ons lewe tussen hierdie twee tye. Tussen die tyd waar God nou genees en die ewigheid waar hy al sy kinders volkome sal genees. En ons sien 3 voorbeelde van individue en mense wat wys op hierdie spanning en hoe om dit te hanteer. Die eerste voorbeeld wat ons van sien is Paulus. Paulus se doring in die vlees leer vir jou en vir my 3 dinge in besonder. Hy leer vir ons hoe om met geloof te bid. Hy leer vir ons God genees nie altyd nou nie. En dit leer vir ons God het hom genade gegee om dit te dra. Hierdie is net 'n verklaring van Paulus se houding en uitkyk nie, maar 'n verklaring van God se karakter. Dat wat ook al hy oor my pad toelaat, hy nie sal toelaat dat dit my sal oorweldig of oorneem of vir my te swaar sal wees om te dra. 1 Korintiërs 10 vers 13 verklaar dit so mooi, dat die Here geen beproewing oor jou en my lewe sal stuur, wat te swaar is. Maar saam met hierdie beproewing sal hy ook die uitweg stuur, sodat ons dit kan verdra. Daarom gee die Here in ruil vir Paulus se gesondheid, kom gee hy vir hom sy genade. Sy genade wat alomvattend is. Sy genade wat al Paulus se behoeftes vervul. Sy genade wat oor elke grens strek. Sy genade wat volkomen aanhoudend en onuitputlik is. Sy genade wat dit moontlik maak dat ten spyte van uitdagings
Paulus nog steeds God kan verheerlik. Maar dan sien ons self die voorbeeld van Jesus Christus. Jesus in die tuin van Getsemane, Matteus 26:39 lees ons, Jesus bid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hier leer ons die hart van ware geloof en absolute oorgawe. Dit is hier, liewe vriende, waar siekte wat my nie wil verlaat nie, God wat my gebede nie beantwoord soos ek begeer nie, begin sin maak. Dit begin by 'n lewe van oorgawe. 'n Lewe wat sê, Here, nie soos ek wil en ek begeer en ek dink nie, maar soos U wil. En vanaand kom roep die Here ons om hierdie selfde gebed nie net met ons monde te bely, maar met ons harte volkome te glo. O, liewe vriende, maar wat 'n moeilike woorde is dit vanaand om te bely. Om te kan waarlik sê en dit te bedoel, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En al moet ek siekte dra in hierdie lewe, al moet ek spanning en uitdaging oor my pad beleef en dit vir my swaar en moeilik moet wees, elke dag met 'n stryd. As dit U wil is ek bereid. O, wat 'n gevaarlike gebed. O, wat 'n lewe van oorgawe eis dit nie vir een van my af vanaand nie. Om te sê, Here, in gesondheid of in siekte, mag my lewe U verheerlik. Baie makliker gesê as gedoen. Maar dit is nog 'n vereiste wat goddelike genesing ons tot roep. Is nie net 'n wederkomsverwagting, maar tot oorgawe. Om te sê, Here, nie langer wil ek U betwyfel of bevraagteken of teen U wil gaan en soek vir my genesing. Maar wil ek vanaand bid en sê, laat U wil in en deur my lewe geskied. Maar dan ook vanaand, wanneer ons kyk na die spanning, kyk ons na hoe ons leef in hierdie spanning en wat die woord ons aanroep om te doen. Ons moet bid met geloof, Here, genees as dit U wil is. Ons moet glo, God is in staat en kan genees, maar ons moet ook buig en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Andrew Murray sê dit mooi wanneer hy sê, ware geloof is nie altyd om genesing te ontvang nie, maar om God te vertrou, of hy genees of nie. Dat al ontvang ek nie nou hier op aarde, in die tydelike genesing nie, sê ek, Here, my oë bly op U gefestig. Here, al moet ek ly en swaar trek, ek bly die pad stap, ek bly die stryd stry, totdat ek die wedloop behaal. Dit is 'n lewe van oorgawe en 'n oproep vanaand tot elke kind van die Here. Om af te lê dit wat vir ons van belang is en wat ons dink belangrik is en groot is. Ons begeertes, ons drome, ons soeke, ons wil, en Christus eerste te plaas, en om te verheerlik in alles wat ek maak, dink, sê en doen. Al kos dit my gesondheid. Maar dan ook kyk ons vanaand na wat ons reaksie vanaand behoort te wees op hierdie spanning. Hierdie gedagte van, maar wat as God my nie nou genees op aarde? Hoe moet ek reageer op hierdie gedagte? En die eerste is om te bid met geloof, soos Jakobus 5 dit vir ons kom uitlei. Bid met geloof vir die Here se voorsiening, vir sy leiding, en dat hy jou en my paaie gelyk sal kom maak. Dieselfde boek Jakobus moedig ons aan, dat wanneer ons wysheid tekort kom, ons dit nie moet gaan soek in die wêreld of in boeke of op die internet, maar ons moet bid van God. En dan sê daar dieselfde gedeelte vir ons, dat wanneer ons daardie stap volg en dit vanaf God vra vir wysheid, vir leiding, vir insig, sal hy dit gee sonder om terug te hou. Maar ons tweede reaksie, ons aanvaar God se genade as hy nie genees. Dalk het jy al gesien met kinders, sien ons dit baie keer raak. Jy bind vir 'n kind iets aan en sê ek soek nie daai nie, ek soek daai een. Baie keer is dit ons reaksie ook. Here, ek soek nie U genade nie, ek soek genesing. En ons dink, maar ek sal nooit so iets sê nie, ek sal dit nooit bid nie, maar dis baie keer ons gemoed. Here, ek wil genees word, en ek soek dit nou, en ek soek dit hier. Ek begeer nie U genade nie. Genesing is vir my belangriker. En die oproep
Wat die Here vanaand van jou en van my afvra is dat ons harte sal buig tot sy wil en nie ons eie. Dat daar aanvaarding in my wese sal wees en sê, Here, ek gee volkome oor my hele liggaam, my hele siel, my hele gees aan U. En ek aanvaar U genade as genoegsaam vir my. Want wanneer ek swak is ek sterk. Want dit is nie my krag wat deur my vloei en geopenbaar word. Maar wanneer ek God se genade aanvaar, is dit sy krag en sy sterkte wat deur my lewe geopenbaar word. Die derde reaksie wat ek in die behoort is, hou vas aan die ewige oop. Kyk nie vas in die tydelike, in die hier en die nou nie, maar kyk uit na die ewige. Al paar keer het ons gepraat van die voorbeeld van Asaf in Psalm 73, wat hy sê, dat my voet het byna gestruikel toe ek let op die onsieniges en hoe goed dit met hulle gaan. Dat hy so pessimisties, negatief en moedeloos geword het, toe hy op ander gelet het, op hulle pragt en hulle praal. En hy amper God begin kwaadlik neem en sê, Here, hoekom moet ek ly, terwyl ander goed voordelig uittrek? En dan sê Asaf, dit was moeite in my oë, ek kon dit nie verstaan, ek kon dit nie begryp nie. Ek het dit van elke kant af beredeneer, filosofeer en uit te klaar en ek kon nie. Dan sê vers 17, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Wat Asaf daar verklaar is, toe ek ophou vaskyk het in die tydelike, in die huidige, en my oë geplaas het op die ewige van die goddelose en die ewige vir die kind van die Here, toe maak dit alles vir my sin. Dat hierdie 70, 80 jaar wat hier op hierdie aarde vir my gegeen is, nie kan opweeg of opmeet teen die heerlikheid van die lewe hierna. Dat 70 en 80 jaar nie eens 'n druppel in die emmer is van die ewige heerlikheid, vrede en rus wat daar in Christus vir my is hierna. En vanaand is dit dalk 'n oproep vir u persoonlik. Dalk sit u vanaand aan die eie lewe met 'n worsteling. Here, hoekom sukkel ek? Hoekom is dit so swaar? Hoekom wil dit nie weg nie? En al wat die Here dalk vanaand kom doen is hy kom plaas sy hand op jou ken en hy lig jou kop net weer om op te kyk. Hou jou oë weer op my, is die oproep vanaand wat die Here vir jou en vir my kom gee. Kyk weer op. Soek nie vir 'n antwoord nie, soek vir my. Vind jou genoegsaamheid in Christus en nie in die wêreld en in die tydelike nie. Dan roep die woord van die Here ons tot iets kosbaar en wonderlik, 'n oproep vir elke kind van die Here om mekaar te ondersteun in liefde en by te staan. Dat wanneer dinge swaar en moeilik en onverdraagbaar voel, dat ons daar vir mekaar sal wees. Die woord sê die sterker moet die swakker help. Ons moet mekaar se laste dra. Wanneer ek sien my broeder ly, moet dit wees asof ek ly. As een lid in die liggaam swaar trek, trek die hele liggaam swaar. En ons moet dit voel. My geliefde broer en suster, my naaste, dit is ons hier vanaand. As een swaar trek, moet ek ook swaar trek. Maar dit vir my 'n oproep wees om daar vir hulle te wees, in ondersteuning, in liefde en in gebed. Hoe baie keer jok ons nie vir mekaar en ek steek hand in eie boesem vir hulle. Kere wat ek gesê het, ek sal vir jou bid, en dan vergeet ek. Maar dis die oproep wat daar vanaand is, liewe vriende, dat of ek die een is wat die siekte het of nie, ek 'n verantwoordelikheid het om mekaar se laste te dra en lief te hê. Ek verstaan nog steeds nie, ek sê eerlik vir u, hoe megakerke kan bestaan en hoe dit in die wil van die Here is. Want 'n kerk is nie 'n gebou nie. 'n Kerk is die liggaam van Christus by mekaar, waar ons mekaar leer ken, skouers skuur, waar yster slyp, waar ons mekaar vorm, mekaar liefhet en omgee, waar ons mekaar ondersteun in gebed en liefde, waar 'n ander persoon se uitdaging my uitdaging word. Nie maar net 'n gebou waar ons kom, luister na 'n boodskap en huis toe gaan. Dit is waar ons omgaan met kinders van die Here. Dit is waar die heilige gemeenskap vir die kinders van God plaasvind. Dis waar die Here sê sy teenwoordigheid besonders is. Daar wat 2 of meer in my teenwoordigheid, daar sal ek ook wees. So nou kan die dominee vanaand jou boelie en sê kom drink koffie en tee
Kom gee om vir mekaar. Ek terg net so. Maar mag dit vanaand my hart wees om ander by te staan. Om ander se probleme my probleem te maak. En nou praat ek nie van in die negatiewe sin nie. Maar as hulle swaar trek, ek daar sal wees om te ondersteun. En dat ek ook verseker kan weet, as ek swaar trek, is daar ander wat my ondersteun. Liewe vriende, hierdie wêreld is 'n alleensame, donker plek. Waar die uitkyk is, dalk u dalk, met ander woorde, die sterke oorlewe en die swakkere vergaan. Dis die uitkyk van die wêreld, dis die orde van vandag. Maar Christus roep ons vanaand om anders te wees. Dat ons reaksie vanaand moet wees, Here, ek staan saam en ek staan by. Dat u my sal deurdra en voorsien. Liewe vriende, vanaand sien ons die finale hooppraat vir my is in Christus Jesus, wanneer hy sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Is ek vanaand bereid om te sê, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Al moet ek wag, al kom dit nie in hierdie lewe vir my nie. Ek sal wag en u genade ondervind as genoegsaam. Is ek vanaand bereid om soos Asaf bely in Psalm 73 te sê, al beswyk my vlees in my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Al vergaan my liggaam, sal ek bly vashou en klou aan Jesus. Tel vanaand die kop op en plaas dit weer op Christus, op sy volkome belofte van genesing. Ja, hy kan dit vanaand hier vir u kom doen, maar hy beloof dit ook in die lewe hierna. Hou vas, moenie toelaat dat die storms en die uitdagings van hierdie lewe jou moedeloos laat, jou laat met pyn en seer en woede, frustrasie. Kom plaas vanaand jou oë op Christus en beleef die vrede en die rus wat hy nou hier vir jou wil verskaf, totdat die eendag aanbreek, wanneer ons sy heerlike genesing volkome sal smaak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here, ons sê vanaand vir u dankie vir u woord wat hard, reguit en duidelik tot ons kom. En Here, dit is dalk nie die woorde wat ons wil hoor nie. Ons almal sal graag wil hoor, daar's vir almal nou hier vanaand genesing. Maar ons besef dit nie die feite, die werklikheid van hierdie lewe is nie. U sê vir ons dat in hierdie wêreld sal ons verdrukking ondervind. Maar u beloof ook dat u vrede vir ons gee, nie soos die wêreld gee, maar ware vrede. En vanaand, Here, is dit dalk nodig dat ons 'n keuse in ons eie harte moet maak. 'n Keuse wat nie ons omstandighede gaan verander nie, maar 'n keuse wat ons eie harte gaan verander. 'n Keuse wat sê ek plaas Christus eerste. Of vir my genees of nie. 'n Keuse wat vanaand sê ek aanvaar u genade en dis vir my genoegsaam. O Here, dis moeilik om so 'n besluit te maak. En ons weet vanaand verseker dat een gedagtenis is dat ons maar net stof is. Want u vanaand weet ons as mense swak. Maar o Here, wat 'n verklaring is dit nie van hoe nodig ons u het nie. 'n Oproep om aan u vas te hou en op u te vertrou. Here, wil u ons in hierdie aand kom seën en naby wees nie. En vir ons het ons baie ook reg en gelyk kom maak. Kom wys vir ons, Here, die plan wat u vir ons in gedagte het en hoe u wil in ons lewens wil kom openbaar. Ons bid u daarvoor, ons hou u daarvoor vas. In Jesus se heilige, kosbare en diepere naam. Amen. Kom ek